en ek is in 'n gemeente. Ek preek die evangelie en ek weet presies hoekom ek bestaan. Ek het geen twyfel hoekom ek hier is. Kyk, baie keer wil ek weghaal van dit af, nee, Roy, soos jy ook. Here, moenie my gebruik, Here, asseblief, hier is te veel vir my. Maar ek weet hoekom Roam Brits bestaan. Dis nie om 'n visionêre leier te wees van 'n gemeente nie. Ek bestaan nie om 'n gemeenteleier te wees nie. Ek bestaan vir een rede, en dit is om die evangelie van Jesus aan almal te verkondig waar ek gaan. En ek wil vir julle vanoggend sê, Romeine 1 vers 16 sê, ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is die krag van God tot redding van elkeen. So, hierdie krulkop ouetjie staan hierso. Ek het 'n seun, ek het 'n dogter en 'n vrou. Hulle is almal, my seun is hierso, my vrou en my dogter is daar. Hulle is in die Kreerwildtuin. Maar ek verstaan hoekom ek bestaan. Ek glo in die krag van God. Ek glo in die krag van gebed. Ek glo in profesie. Ek glo in alles wat in hierdie Bybel staan. Ek glo in gebed. En ek wil vir julle vandag sê, daarom in my gemeente en my mense glo dieselfde. Ons glo in die werking van die Heilige Gees. Ons glo in die krag van God. En my gebed is dat jy vandag die krag van God sal ervaar. Ons gaan nie hier uit hierdie gebou uit nie. Ons kan maar die kos op hold sit tot elkeen nie voor gebid is nie. Want al voel jy dit nie nou nie, die krag van God wat in jou lewe gaan gebid word vandag, gaan jy oor 10 jaar onthou. Gaan die Here vir jou oor 10 jaar laat weet. En jy gaan sê, ek was 'n jong luit, ek het niks onthou nie, maar iemand het vir my gebid. En die krag van God, die krag van gebed, eis ons elke persoon hier vir die koninkryk van die Here vanoggend. So wat ek sê is, wanneer God sê hy gaan iets doen, dan gaan hy dit doen. Ek is die bewyse daarvan. En ek weet daar's baie ander bewyse. Ons kan die Bybel gaan lees. Wanneer God sê hy gaan iets doen, dan gaan hy dit doen en hy doen dit. En daarom wil ek vanoggend vir julle sê School of Fire. Ek wil vir julle sê elkeen individueel, Wally, Visser, is 'n paar as God oor jou lewe iets gespreek het, te midde van uitdagings gaan God dit deurvoer. Nou, kom 'n bietjie by die Bybel uit. Daar is 'n stukkie wat ek julle wil lees. Julle almal ken die stukkie van waar Jesus bid in die tuin van Getsemane. Nou, Andres, julle sal nou weet, julle was al daar in die tuin van Getsemane, en ek was 'n jaar terug daar gewees. Die goed wat jy lees in die Bybel is die waarheid, né? Die plekke bestaan. En die Bybel sê, Jesus kom en hy bid, saam met sy disippels, net etlike oomblikke voordat hy gekruisig gaan word. En julle weet wat gebeur toe. Nadat hy vir Petrus en van die disippels gesê het, maar julle slaap man, word 'n bietjie wakker, bid saam met my. Net nadat Jesus gebid het, wat gebeur toe? Toe kom al die Romeinse soldate. Nou ek weet ou Roy hy is 'n ou soldier, hy like hierdie goed, né? En hulle bring 'n klomp soldate aan, maar dit was nie 'n paar, 1 of 2 of 3 nie, dit was omtrent 500, 600, maar dit was 'n ek dink hulle praat hier van wat sê? 'n legioen. En in daai tyd was dit 600 soldate. So hulle bring 600 soldate met fakkels daaraan om vir Jesus te kom vasmaak. En hulle kom daaraan saam met Judas Iskariot. Nou moet jy weet, in daai tyd was dit in die nag, hulle het fakkels. Hulle kan nie so lekker sien wie sien nie. En hulle sê ons soek na Jesus. Nou ek teken hierdie prentjie vir julle. Hulle kom hier aan en hulle sê ons soek na Jesus. Nou gaan ek vir julle lees hierso van Johannes 18 vers 1 en hy sê Judas het toe die afdeling 600 soldate gevat en die wagte in diens van die priesterhoofde en die fariseërs en hulle daar aangekom met lanterns en fakkels en wapens. Omdat Jesus geweet het van alles wat oor hom gaan gekom, het hy vorentoe gekom en Jesus kom en hy vra vir hulle, nou julle klomp manne, vir wie soek julle? Die Here is amazing, hè? Jesus weet hulle soek hom, maar hy vra hulle nog steeds. Nou wie soek jy? Julle moet besef, nee, Jesus is nie 'n klip nie, hy's 'n persoon. En soms het hy 'n sin vir humor. En kom ek sê vir jou, as jy 'n bietjie klaar oor as die Here jou uit 'n ding uithaal in 'n moeilike posisie sit, dan moet jy weet, partykeer is die moeilikheid en die uitdagings God se plan. Baie mense sal sê nee, dis nie God se wil nie, God is allerhande seën en blessings. Nee, ek wil vir jou sê as jy in 'n plek is waar jy uitgedaag word, as jy in 'n plek is waar jy nie gemaklik is nie, dan kan jy net sowel sê Here, dankie, want die Here haal jou partykeer uit jou gemaksone uit om ongemaklik te wees sodat hy sy plan en wil kan vervul in jou lewe. So sommige van julle ouens wat sê Here, hoekom is ek hier? Jy moet eintlik vir Here sê Here, dankie dat U nie op my opgee nie. As jy hier is, as daar nog bloed in jou are is, en daar is nog suurstof in jou longe, en jy haal asem, en elke dag kan jy wakker word en die son en die wind ervaar, dan beteken dit God is nie klaar met jou nie, te midde van jou omstandighede, te midde van jou probleme.
In elk geval, Jesus sê vir hulle, wie soek julle? En hulle sê vir hom, ons soek vir Jesus van Nasaret. En Jesus kom en hy sê, dis ek. En op 'n stadium, toe Jesus het vir hulle sê, toe hy sê, dis ek, sê die skrif vir ons, en hierdie 600 soldate, gelees het, sê, hulle teruggeduins. Hebreëus beteken eintlik, dit is soos 'n uitklop hou. Nou ek gehoor die ouens praat 'n bietjie van vuisterrol hierso. Visser is obviously die breker hier. Visser, kom staan gou hier. Kom! Die voorman moet nou kom hierso. Kom hier. Staan gou daar. Ek is nie bang vir jou nie, want ek het die Here by my. Ek worry nie oor jou muscles nie. Ek kort 'n groot ou om te kom vang. Kom. Pastoor Wally, kom. Ek gaan vir julle nou wys wat gebeur het. Is jy reg om te vang? Nou kyk jy's nog gaan ek eers hierso staan. Ja nee, hy's 'n groot ou, okay. Ek wil hê staan so, hulle kan sien. Ek kan sien nie nou is nogal hy's 'n breker, julle almal ken hom. Wintie, groot mond, breker, né? Hy het 'n mallet. Okay. Die Bybel sê en hulle vra hom, soos die Romeinse soldate, sê hulle, ons soek Jesus. Is jy reg? En Jesus sê vir hom, ek gaan jou nie eens raak nie, maar jy gaan dit. Hy sê, dis ek. En die Bybel sê hulle almal val so terug. Kom staan gou hierso. Jy het nou mooi geval en alles, maar hulle sê eintlik hy teruggeduins. Dit is 'n uitklophou. Ja, dit was soos 'n uitklophou. Dis eintlik wat dit was. Hy sê nou, pastoor, raak nog een keer aan my, nee. En Jesus sê, dis ek, en dit is soos 'n uitklophou. Hulle duins so terug. Nee, dis groot ouens. Well done, buddy. Geef hom 'n hand. Well done. Konstante hoë bloedsuikervlakke is die hoofoorsaak van tipe 2 diabetes, insulienweerstandigheid en oorgewig. 'n Lae GI-dieet kan help om bloedsuikervlakke te beheer, eetlus te demp en diabeteskomplikasies te voorkom. Manna bloedsuikerbeheertablette help om die GI van die voedsel wat jy eet met soveel as 43% te verlaag en daarom help dit om bloedsuikervlakke te beheer. Die produk kan saam met enige dieet gebruik word en is beskikbaar by alle apteke. Besoek mannaplus.co.za vir meer inligting. Die Bybel sê en Jesus sê, dis ek. En hulle duins terug as gevolg van die krag van die Here. Dit is dieselfde manier wat Jesus of God met Moses gepraat het toe in die brandende bos kom. Moses kom en hy sê, hy staan daar voor en die Here sê vir hom, ek is wie ek is. Ek is. Ek wil vanoggend vir julle sê, die Jesus wat julle so lekker aanbid het, hy is. Hy is die antwoord. Hy is die vredemaker. Hy is die een wat deurbraak gee. Hy is die een wat sê, as jy aanhou bid, sal ek jou man terugbring. Hy is die een wat sê, ek sal jou genees van jou siektes. Hy is die een wat sê, ek sal jou vrymaak van die bottel en al hierdie goed. Hy is die een wat sê, ek het 'n plan met jou. Ek is lief vir jou. Jy is iemand in my oë. Ek dink julle het gehoor wat ek sê nie. Hy is. En wat gebeur is, ja. Wie van julle het uitdagings in julle lewe, deurbraak nodig in julle lewe? Jy het regtig nodig dat die Here 'n wonderwerk in jou lewe doen. Hou gou jou hand op. Nou jy weet wat moet gebeur, nee, ek weet dit nie. Nou hou jou hand op. Jesus sê, ek is die antwoord. Ek is die antwoord in deurbraak wat jy soek. Ek is. En dan weet jy wat gaan gebeur? Wie van julle is bereid om gou te deel waarvoor jy die Here voor vertrou? Ja. So, okay. Kom sê jy vir ons. Kom sê gou. Jy het jou hand opgesteek.
En jy het gesê, ek het 'n deurbraak nodig. Nee, Roan, wat is jou naam? Cecilia. Cecilia is 'n mooi naam. OK. So jy is hierso jy het 'n verwagting, né? Sê gou vir ons, waarvoor vertrou jy die Here? Om geestelik te kan groei. Geestelik te kan groei. So. God sê, ek is die enigste een wat jou kan help om geestelik te groei. En daarom sê God, staan gou hierso. God sê vir jou 'n profetiese woord. Jy gaan deur moeilike omstandighede in jou lewe. Maar omdat jy geestelik wil groei, sê God, daai omstandighede is deel van my plan om jou voor te berei. Ja. 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 God sê, jy moet ophou sê, vat dit weg van my af, Here, ek wil nie hier wees nie, want God sê, ek is in beheer, ek is die een wat oor jou lewe bring, ek is die een wat jou help, jy het gebid vir geestelike groei, ek is die geestelike groei in daai omstandighede. So nou sê God ook, ek is die antwoord, en ek sal jou deurbraak gee, en deurgang gee, deur wat ook al jy deurgaan, omdat jy gaan groei, en jy gaan sterker uitkom aan die ander kant. Ek is, so wat gebeur is, jou omstandighede gaan terugdeins. Wat sê, want jy sê, ek is, you just keep on praising him. Jy hou net aan om te sê, ek kan bid, ek het te midde van my omstandighede, Jesus, Here, U is. En weet jy wat gebeur, wat ook al omstandighede en probleme het is, maar goed, gaan so terugdeins. Halleluja, my God, ek love it. Amen, Cecilia, prys die Here. Is daar iemand anderste? Jy vertrou, Royes. Iemand anders speel, buddy. Ek hoor nie met jou vingers nie. Ek staan, jy het net 'n minuut, nee. Ja, Dit is my beurt nou vol. My begeerte is, dat die Here my help, dat ek op arbeiders in die oesland afkom. Nie mense wat jy aan arbei, en dan val hulle terug nie. Arbeiders wat uitgaan. Ek staan net daar. Ek soek van die leierskap, ons staan nie by hom. Nou dat jy sommer hier voor is, gaan ek ook sommer vir jou 'n woord gee. Maar, God sê, ek is, so al die teenstand wat jy kry in terme van arbeiders, God sê, hy gee vir jou baie kreatiewe en, ek wil sê in Engels, divine, geboorte in jou hart. Maar wat jy sê is, hoe gaan ek dit doen? Jy sê, hoe gaan ek dit doen? En God sê, ek is die een, wat die drome en die begeertes en die bediening in jou hart plaas. Ek is die een dan wat sal voorsien. En so daarom sê hy, vat vrees weg. Vat God se wiskunde. God se wiskunde is nie jou wiskunde nie. God se wiskunde is nie jou wiskunde nie. Hier kom julle almal nou. Daar sê God se wiskunde is nie julle wiskunde. Dis hoekom ek in trane uitgebars het. Ek het gisteraan die heel aand lank gedroom hoe ek sit, ons is in 'n eksamenlokaal en ek probeer wiskunde toets skryf en ek kon nie een van daai somme doen nie. En dis hoekom soos jy dit sê, dis die eerste keer in my lewe wat so iets met my gebeur, dat iemand so profeteer, en ek meen, dit was my hele droom, die hele aand deur. So dit is amazing, ek weet die Here het met ons gepraat. Jy staan net daar, so ek hou van wat jy sê, want God het al vir die antwoord gegee. Jy sit en jy probeer die sommetjies maak en dit maak nie sin nie. God sê, hardloop met die droom, hardloop met dit, loods dit, sê die Here. Loods dit, sê die Here, en ek sal die arbeiders stuur. Loods dit, sê die Here. Hoor julle, School of Fire, loods dit. Launch it in the name of Jesus. Dis wat ek voel, lig jou hande. Here, in die naam van Jesus. Ek bid vir 'n nuwe seisoen, a new season of launching new ministries, in die naam van Jesus. En die woord wat ek vir jou wil gee is, Roos, die skrif sê, ek stuur iemand in die wildernis as 'n lig om die weg voor te berei vir die Here. Ek stuur jou, sê die Here, 'n rowwe diamant in die wildernis stuur ek jou. En ek maak dit vas. So terwyl ek jou stuur, laat ek die wiskunde doen in die naam van Jesus Christus. Amen. Andres, terwyl jy hier so staan, bly nie gaan nie. Die Here sê, en almal moet hierdie hoor, 'n woord van die Here vir jou. Jy het 'n passie vir bediening. En God sê daai passie het hy daar geplaas. Maar daar's 'n bietjie frustrasie.
'n bietjie frustrasie rondom die bediening. Want God sê ek is besig om 'n seisoen te draai. Ek salf jou nie net as priester nie. Ek salf jou as koning. Jy gaan in 'n tyd ingaan waar jy finansiëel Here finansies aan jou toe stuur, sodat jy dit wat jy as 'n priester wil doen, dat jy die bediening kan finansier. En jy het frustrasie. Jy's lief vir die Here, jy bedien, maar God sê dit is ek. Kalmeer, dis ek. Ek gaan jou in 'n seisoen vat, jy bly 'n priester sê die Here, maar ek maak jou 'n koning. Ek maak jou 'n koning sodat jy kan finansier wat God in jou hart geplaas het. Halleluja. Daar sê. Amen. Lig jou hande. Here, dankie. Ek bid die seën van 'n koning oor hom nou, Here. U draai 'n seisoen vir hom. Here, u sê jy bly 'n priester, maar ek plaas ook nou 'n kroon op jou kop in die naam van Jesus Christus, sodat jy jou volle priesterskap kan vervul in die naam van Jesus. Amen. Halleluja. Nou staan nie langs jou vrou. Maritza, hierheen is powerful. Weet julle vanoggend dat Maria Magdalena was eintlik die 13de apostel. Ek wil vanoggend vir julle sê, vrouens, julle het 'n bediening, né? En as ek hierso kyk, het julle mans die vrouens nodig. So God gaan vroue oprig hier in die Noord-Kaap. And they're going to be powerful women of God. Julle gaan preek. Julle gaan wonderwerke sien. Julle gaan die seuns bid vir julle seuns. Julle gaan die volgende priesterskap oprig. Want die huidige priesterskap het geval, sê die Here. Nou rig ek nuwe priesters op en hulle gaan almal vrouens wees. En die salwing van die Here, die krag van die Here gaan deur julle lewens wees. Dis hoekom van julle deur soveel moeilikheid gaan. Dis hoekom jy soveel uitdagings het. Because God is preparing you. Kom ek sê vir jou, daar's 'n seisoen waar die priesters nie gaan lyk soos die priesters wat ons ken nie. Nee. Hulle gaan lyk soos julle. You're going to speak the word of God. Julle gaan die woord met autoriteit preek. Julle gaan bid en mense gaan tot genesing kom. Julle gaan praat en jong seuns gaan opstaan en sê, I want to be more like Jesus. Nou, kom ek sê hoekom. Maar dit sal dis die woord van die Here vir jou. Maria Magdalena was 'n 13de apostel. Ons lees nie van haar in die Bybel nie as gevolg van die kulturele goed. Maar dink 'n bietjie daaraan. Maria Magdalena was by elke plek waar Jesus was. Die Petrusse en die Johannesse en al die groot ouens, toe Jesus gekruisig is, hulle hardloop, hulle hol, hulle is weg, hulle is die wat hom verloon. Maar Maria is die hele tyd saam met hom. Gaan lees die Bybel, by elke plek. Sy is saam met hom wanneer hy gevangen geneem word. Sy stap saam met hom, sy is saam met hom wanneer hy gekruisig word. Sy is saam met hom by die kruis van die voete. Sy is die eerste een by die graf. Sy outruns Peter. Sy is die eerste een by die graf. En daarom wil ek vir jou sê, Maritza, toe ek jou gisteraand ontmoet, terwyl jy bid vir een van ons dames, in my gees te besef ek het, terwyl God hom koning gaan maak, oh, God's gonna elevate you as an apostle, an apostle. Jy gaan bedien soos wat nog nooit tevore bedien het nie. God gaan jou hande en jou mond gebruik. Jy gaan mense genees deur gebed, deur jou hande, deur jou aanraking. Daar is 'n baie spesiale gees op jou in jou lewe. She's gonna be like an apostle. Jy gaan die woord ken, jy gaan bedien, jy gaan profeteer en jy gaan sien dat deur jou gebed mense tot bekering gaan kom, mense gaan genees word. Mense gaan Jesus ervaar in jou lewe. En God sê, ek roep jou soos 'n 13de apostel, ek roep jou, ek rig jou op as 'n apostel in die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Amen en amen. Here, dankie dat ek jou nou seën vanoggend in die naam van Jesus. Halleluja. Woe! Hou julle lekker kerk. Nee, julle ouens stel my te leer. Dis al die 3de gitaris hier, so gaan jy bietjie by my bly. Kyk of jou vingers dit kan hou. Ek wil vanoggend vir julle sê, wanneer God sê hy gaan iets doen, dan gaan hy dit doen. So vir elke woord wat uitgegaan het, jy moet dit vat volgens, skryf dit neer. Julle sal sien, ek het 2 Bybels, en in hierdie Bybel, ek gaan dit gebruik as 'n voorbeeld.
Hierdie Bybel skryf ek baie keer wanneer mense uit die bloute vir my goed sê. Skryf ek dit hier voor in my Bybel. Ek skryf dit neer. En van hierdie is lank terug al. Hierdie is 4 Maart 2021. Ek gaan sommer vir julle lees, so dat julle besef. Ek het in Engels geskryf, 4 March 2021, while running in the rain, 5:30 p.m., God said, Rowan, I hear you. I will do what you have asked. I will add years of grace to your family. It will be years of blessing and abundance. It will be the best years of your life. And where is all? And I will send you into full-time ministry, a new season. En in Mei 2023, 2,5 jaar daarna, word ek die presiderende pastoor van Charisma Gemeente. So skryf dit neer. Skryf dit neer. Ek wil net vanoggend vir julle sê, elkeen wat hierso sit, het God 'n plan mee. Elkeen. En daarom gaan ons, dan gaan my span vra om vanoggend ons te help. Ons gaan vir elkeen hier bid in hierdie plek vanoggend. Ek weet nie wat die volgende paar weke vir jou voor lê nie. Maar soos wat ek kan terugkyk en sê, Here, U het dit vir my gedoen daai jare. Gaan ons vanoggend vir jou bid, ons gaan vir jou hande oplê, ons gaan jou bless. Jy mag dink, maar hoe gaan die klein kindertjies help? Eendag wanneer hulle groter is, gaan hulle ouers of hulle self onthou, God gaan hulle herinner, dat iemand het vir my gebid. En hulle gaan hier staan, en hulle gaan getuig. As God dit vir my kan doen, kan God dit vir jou doen. International takes teams on mission trips throughout the world. We went with one of their teams to Ethiopia to see if missions were dead. A lot of people think when you are a missionary, it's a second-hand job. It's something you do after getting a degree. The army is here in front. They come to take us. But due to safety reasons, me and another guy is going to go first. You need to bring them that hope. Two of our other team members have just been arrested.